Goeiemôre vriende. Dit is vandag Woensdag die 18de Februarie 2026. Ek gaan vandag so 'n bietjie met julle oor as Woensdag praat. Ons is al klaar aan die einde van 1 Tessalonisense, so amper klaar met 1 Tessalonisense. Ons kan môre weer 'n bietjie daarmee aangaan. Maar ek gedagte om net so klein bietjie by as Woensdag vandag stil te staan. Kom ons maak dit die oë toe. Onse Vader, dankie dat ons vir U kan kom dankie sê dat U ons daaglikse brood vir ons gee. Here, dat U nie lank vooruit baie keer voorsien nie, maar wanneer ons daaglikse brood nodig het, help U vir ons. Dankie daarvoor. Dankie vir die Onse Vader gebed. Dankie dat ons vir U in ons lewe kan sê, laat U wil geskied soos in die hemel op die aarde. Dankie dat ons vir U kan kom sê, laat U koninkryk deur ons kom. Dankie dat ons vir U kan kom sê, Here, laat U naam geheilig word in die manier hoe ons optree. Dankie vir U liefde vir ons, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek het, soos ek gesê het, ek het gedink om so 'n bietjie stil te staan by as Woensdag. As Woensdag is die inleiding van lydenstyd, hè? Die tyd, basies die 40 dae, liewe vriende, voordat ons kom by die Paastyd. So dit lei daai tyd lei dit vir ons in, hè? En baie kere in baie kerke word as opgeloop. So wat hulle doen, hulle vat die palmtakke van die vorige jaar, brand die goedjies, dan sit ons nou as, né? En dan gooi hulle partytjie so klein bietjie olyfolietjies daarby in, maak hulle dit so, en dan vat hulle die as en dan maak hulle gewoonlik, as jy in die hospitale is hierdie tyd, en daar's Rooms-Katolieke mense daarso, dan sien hulle almal loop met sulke swart kruisies op hulle voorkoppe rond. Dit is eintlik verskriklik mooi, vriende, om dit te sien. Want dit is die as versimboliseer eintlik berou en bekering. Die as versimboliseer menslike sterflikheid en die as verteenwoordig ook 'n nederigheid voor God, né? So dit is dan wat hierdie asies beteken. Nou wat ons vir mekaar kom sê, maar waar kom dit vandaan? Dan kan dit ons reeds vir mekaar gesê, is palmtakke op die ou ende wat verbrand word en die asies word gebruik. Wie vier hierdie as Woensdag? Vriende, Rooms-Katolieke kerke, Anglikaanse kerke, Lutherse kerke, daar's baie gereformeerde tradisies, ons en ander protestante wat dit ook vier, né? Dit is 'n mooi dag, so daarom het ons ook onsself vier dit. Ons kom by mekaar in die diens in die kerk. Vriende, ek dink dit is van 10, en ek het dan nie vinnig goed by met 10 tot 12 dink ek, en dan van 4 uur tot 7 uur vanaand is julle welkom om dan ook sommer net stil te kom raak in die kerkgebou. Wat is die doel van die dag, vriende? Ek dink is baie belangrik dat ons dit vir mekaar kom sê. Ons het sulke geleenthede, né? Ons hardloop ons sommer net so met die lewe, en die lewe gaan so vinnig en woes. So, wat is die doel van die dag? Die doel van die dag is dat as Woensdag roep ons op tot selfondersoek. Dit begin van lydenstyd, vriende, en as Woensdag kom vra hy vir ons, hoor hierso, waar staan jy met die Here? Is jou lewe reg met die Here? Is daar miskien iets in jou lewe wat 'n plafon vorm tussen jou en God? Ek en jy sit die plafon in, dis nie God wat die plafon in sit nie. Hy staan altyd oop arms na jou en na my, maar ek en jy sit die plafon in. Is daar iets wat jy vir die Here moet gaan gee? Nou, dit bring ons onmiddellik by wat is die doel van die dag? So bekering, so selfondersoek, bekering. Bekering vind maar elke dag praat om jou, wat's bekering? Om jou weg te draai van dit wat verkeerd is na dit wat reg is, né? Ons sien maar net bekering is dit ook dit wat ons sê in die tradisionele sin van die woord, jy bekeer jou van 'n heidendom na om 'n kind van die Here Jesus Christus te wees, né? Maar eintlik is daar elke dag is daar besig om bekerings plaas te vind in ons, né? Want jy moet jou wegdraai van die een ding af, jy moet jou op die ou ende fokus op Jesus Christus aan die ander kant, né? So as Woensdag roep ons op ons selfondersoek te doen, om 'n bietjie te kyk na ons lewe, om te sê maar waar is ek in my lewe? Hoe staan ek met Jesus in hierdie tyd? Is daar goed wat verkeerd is? Dan kom bely ons dit. Kom sê ons, Here, ons wil maar net vir U kom sê, ons is inderdaad maar soos as. Eintlik niks wat deur die wind weggewaai word. Ons is sterflik. Here, ons kom verootmoedig ons voor U. Ons kom sê vir iemand net, Here, ons wil net in hierdie tyd weer, as daar iets is wat verkeerd is
tussen ons en U. Here, wil U nie ons kom vergewe nie. U kom sê, U verwyder die sonde so ver as die ooste van die weste af is. Dis wat as Woensdag doen. Hy gee jou weer 'n geleentheid om selfondersoek te doen, om weer jou tot bekering te kom, daai dinge wat nie reg is in jou lewe nie. Dit gee vir jou tyd, hierdie tyd, liewe vriende, van 'n as Woensdag, om weer te bid, om regtig opreg tot God te bid, om 'n tydjie stil te raak. Miskien julle wat by die werk is en hardloop in die spoed van wit lig, as julle vanaand by die huis kom en die kietsel rond en almal sê jy vir hulle, hoor hierso, mamma wil 5 minute of 10 minute 'n bietjie alleen gaan sit. Dis as Woensdag vandag, dis die tyd wat ons 'n bietjie dink aan die Jesus. Julle gaan nou daar so sit, julle raak ook 'n bietjie rustig, julle gaan nie rondhardloop nou nie. Ons gaan net 'n bietjie rustig raak. Of jy kan jou gesinnetjie bymekaar trek en sê kom ons gaan vir 'n bietjie, ons gaan so vir 'n minuut of 2 rustig raak. En dan doen jy 'n gebed as ouer daarso, né? En jy sê vir jou kinders, hierdie tyd is die lydenstyd, dis die tyd wat ons dink aan wat liewe Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, en dis ook 'n tyd wat en dan voed jy sommer jou kinders op, né? Ook daarin. Dis 'n tyd wat ons vir liewe Jesus sê, Here, hier's die goedjies wat ons baie keer verkeerd doen. Liewe Jesus, help ons dat ons dit reg doen, né? Dit is die doel. So dit is in hierdie dag, die doel van hierdie dag is om selfondersoek te doen, om weer te gaan kyk na die dinge wat ek en jy verkeerd doen, om dit reg te stel, bekerings, gebed, vas of onthouding. Baie mense vas ook op hierdie dag, hulle eet niks, hulle dink net aan Jesus in hierdie dag. En dit is ook 'n geestelike voorbereiding vir Paasfees, né? Paasfees wat kom, Paasfees wat op hande is, waar ons die dood en die opstanding van Jesus Christus vier, liewe vriende. Ek dink aan die wêreld, hierdie die mekaar wêreld, waar hierso godsdienste is, vriende, wat eintlik vir jou en my net wil doodmaak, né? Sê ek vir julle, dit is so belangrik dat ons kinders nou alreeds begin sensitief maak, wat glo ek in jy? Liewe vriende, dat hulle absolute volwassenes sal raak wat in God en in Jesus Christus en in die Heilige Gees gegrond sal wees. En dat hulle nie deur die aanslae van hierdie wêreld omver gegooi sal word nie. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Mag julle regtig die dag 'n bietjie fokus, al is dit by die werk, op die Here. Dink 'n bietjie aan die kruis, wat het hy vir jou gedoen. As jy kan, skiep koffie of skiep ete vandag in daai tyd, dink jy ook aan wat Jesus vir jou gedoen het, né? So as Woensdag versimboliseer berou en bekering, menslike sterflikheid en ook aan 'n diepe nederigheid voor God. Mag julle 'n wonderlike inleiding tot lydenstyd het, en ook in hierdie as Woensdag beleef dat die Here God op 'n wonderlike manier by jou is. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar, mag julle sy teenwoordigheid ervaar. Amen.